Goeiemôre almal en baie welkom by vandag Sallieskerk. Nou, ons is mos geneig in ons wêreld om te dink dat ons net twee keuses het. Dinge is mos of reg of verkeerd. Dis of ja of nee. Dis of ons of hulle of wit of swart of wat dit ook al mag wees. En ons dink dit maak die lewe makliker as ons net hierdie twee keuses het om uit te voer. Maar eintlik maak dit die lewe meer ingewikkeld, want die lewe is meer kompleks as dit, en die lewe werk nie altyd heeltemal so nie. Daar's baie verskillende goed in hierdie wêreld wat op dieselfde tyd waar kan wees. Dit is bietjie soos 'n familie wat deur 'n fotoalbum blaai. En die album is vol foto's van verjaarsdae en vakansies en grade plegtighede en troues, alles hierdie wonderlike goeie tye wat hulle as familie saam beleef het. Maar agter daai goed is daar ook mos iets anders. Daar's ook dalk moeilike tye wat agter dit lê. Tye, dalk was dit lang ure se studies om by daai grade plegtigheid uit te kom. Tye van siekte dalk, of tye wat daar finansiële goed oorkom moes word. So meer as een ding kan op dieselfde tyd waar wees. Nou, Psalm 126 is ook so, die psalm wat ons vandag gaan lees. Die eerste deel gaan oor blydskap en vreugde oor goed wat God vir die mense gedoen het. Maar dan die tweede deel van die psalm is weer smeking en versigtiging oor goed wat God asseblief nog moet doen vir hulle. So kom ons lees gou Psalm 126 saam. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Verander ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. So hierdie psalm 126 is 'n pelgrimspsalm. Met ander woorde, dis 'n psalm wat gesing is terwyl die mense iewers heen op pad was, terwyl hulle op reis was. Gewoonlik het hulle sulke psalms gesing terwyl hulle op pad was Jerusalem toe vir die godsdienstige feeste. Maar dis ook 'n lied wat hulle herinner aan 'n tyd toe dit goed gegaan het met hulle, toe hulle vol blydskap was, maar ook 'n tyd waar daar sekere uitdagings was, waar daar sekere hartseer was wat hulle beleef het. En daarom gebruik ons hierdie psalm ook in lydenstyd. Want lydenstyd is ook 'n tyd van hartseer en van vreugde. Paasnaweek is 'n naweek waar daar twee teenoorstaande goed gebeur het. Dis 'n naweek waar ons beleef Jesus se kruisiging, maar ook sy opstanding. Nou die skrywer van Psalm 126 skryf baie duidelik oor hierdie teenoorstaande twee ervarings wat die volk beleef. Dit begin deur die Here se lof te besing, want die Here het hulle lot verander, sê die teks. Net om dan in vers 4 weer te verander en te vra en te smeek dat die Here weer hulle lot moet verander. So aan die een kant is dit, dankie Here, want jy het ons lot verander. Aan die ander kant is dit, asseblief Here, verander tog net ons lot. So hoe moet ons dit verstaan? Nou die herstel of die verandering, die lot wat verandering is wat God vir hulle gegee het, in hierdie mense se lewens word beskryf as iets wat net te goed is om waar te wees. En dit verwys waarskynlik na die mense wat bevry is uit ballingskap, en nou is hulle weer terug in hulle eie land. So dit was soos 'n droom wat vir hulle waar geword het, en daaroor juig hulle en prys hulle vir die Here. Nou sommige dinge is net so goed en so wonderlik, selfs al voel dit dat dit voel vir ons, dis te goed om waar te wees. En dit gebeur in ons almal se lewens by tye. Dink aan tye toe dinge uitgewerk het, beter as wat ons gedink het dit gaan uitwerk. Of dink aan byvoorbeeld soos 'n verhouding wat herstel is as ons gedink het dit gaan nooit herstel word nie. Of daar was uitkoms in 'n moeilike situasie, of hulp wat ontvang is uit 'n onverwagse oord.
Dis tye in ons lewens waar dit gevoel het asof God dinge op 'n wonderlike manier omgekeer het, of laat uitwerk het. En dit is wat die volk beleef het. Maar nou bevind hulle self ook weer in 'n moeilike situasie. Hulle is nou terug in hulle land, in hulle eie land, na die ballingskap, en is wonderlik om terug te wees en alles, maar hulle is ook nog nie die mense wat hulle veronderstel is om te wees nie. Jerusalem en die tempel moes herbou word, die mense se lewens moes herbou word, en hulle het God se genade nodig om weer die mense te wees wat God hulle geroep het om te wees, wie God wil hê hulle moet wees. En daarom vra hulle die Here se hulp, daarom vra hulle dat die Here ook nou weer hierdie lot sal kom verander. Die beeld wat by my opgekom het, toe ek nou hierdie weer lees, was van 'n boer wat in 'n baie droë tyd so oor sy droë grond gestap het. En die grond waaroor hy stap is hard en dit is gekraak in die warm son, want dit is erge droogte tyd. En terwyl hy so loop oor hierdie droë grond, onthou hy van die goeie tye toe die grond vol koring gestaan het. Maar nou smeek hy vir uitkoms, want is droog. Hy smeek dat God die reën sal stuur, dat God hulle lot sal verander. So die mense is dankbaar en vol blydskap om terug te wees in hulle eie land, maar hulle gebede is ook vol hartseer en smeking oor dit wat nog nie is soos dit moet wees nie. Dit is twee goed wat dieselfde tyd waar is. En dis iets wat ons baie keer by mense vandag mos nog sien. Twee goed wat dieselfde tyd waar kan wees. Jy is dalk iemand wat al oud is, en jy is dankbaar oor 'n lang en 'n vol lewe, en jy is dankbaar vir die wysheid wat kom saam met die ouderdom, maar jy sit ook met die realiteit van 'n lyf wat nie meer so lekker wil saamwerk nie. 'n Lyf en pyn wat dit moeilik maak. Jy is dalk iemand wat dankbaar is oor 'n slegte tyd in jou lewe wat verby is. Sê maar iets soos 'n egskeiding wat nou afgehandel is. Maar jy is terselfdertyd ook nou onseker oor nuwe uitdagings wat nou vir jou voorlê. Jy is dalk iemand wat weggestap het van 'n slegte situasie, of byvoorbeeld 'n slegte werksituasie waar jy bedank het. Maar nou is jy ook iemand wat sit met onsekerheid oor dit wat nou volgende vir jou voorlê. In ons geloof leef ons ook saam met sulke verskillende waarhede. Ons lees in die Bybel van die koninkryk van God wat gekom het en deurgebreek het die dag toe Jesus mens geword het. En ons lees hoe Jesus iets van die koninkryk van God hier op aarde kom waarmaak en vir mense kom wys het deur die manier hoe hy geleef het en deur die goed wat hy gesê het en gedoen het en deur al die wonderwerke wat hy gedoen het. Maar tog leef ons ook in 'n wêreld wat nie naastenby lyk asof die koninkryk van God al gekom het nie. Dit is twee waarhede waarmee ons saamleef. So in hierdie tye herinner die Psalm ons weer daaraan, aan dit wat God in die verlede gedoen het, en daarom kan ons hom ook vertrou dat hy dit weer in die toekoms gaan doen. Dit herinner ons ook in hierdie lydenstyd dat Jesus gesterf het, maar dat hy ook weer opgestaan het om alles nuut te maak. Die laaste vers van hierdie Psalm help ons veral baie hiermee. Die vers vertel van die persoon wat die saad gesaai het, terwyl hy gehuil en getreur het. Maar hy is ook dieselfde mens, dieselfde persoon wat weer gaan terugkom met lofliedere, wanneer die gerwe geoes is en hy hierdie gerwe in sy hande dra. So terwyl ons in hierdie wêreld leef waar verskillende dinge waar is, kan ons 3 dinge met ons saamvat. Ons kan terugkyk en dankbaar wees oor die kere wat die Here vir ons uitkoms gegee het. Maar ons kan ook vorentoe kyk en weer dankbaar wees vir die oes wat nog voor lê, dit wat nog gaan kom. En ons kan opkyk na Jesus toe, met die wete dat Jesus weet hoe dit voel om tussen 2 waarhede vasgevang te wees. Die waarheid van die kruis en die waarheid van die opstanding. En dit gee vir ons hoop
in hierdie wêreld. Amen.